My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening met 'n woord wat van die Here kom en wat ek baie graag met jou wil deel. Ek gaan vir ons vandag uit 1 Korintiërs 15 en ek gaan hier vir ons van vers 30 af lees met die titel Ek sterf dag vir dag. Kom ons hoor wat sê die woord van die Here vir ons. Paulus praat hierso en hy is hierso in 1 Korintiërs 15 vers 30. Sê hy, waarom is ons ook elke uur in gevaar? Hy sê in vers 31, ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus ons Here. Nou ek wil net hierdie verduidelik. Ek sterf dag vir dag. Hy sê, en terwyl ek in julle roem. Daai wat hy daar praat is julle dat hy in die gees met soveel liefde terwyl hy na die mede-Christene en broers in die Here kyk en in 'n lyding is, julle is dit 'n geestelike tipe afsterwe van homself want hy's in 'n pyn. Ek sterf dag vir dag, broers. Hy sê eintlik hoe hy hulle dra in die gees, hoe hy hulle laste dra en hoe hy in prevelende gebed voor God roep vir hulle, nie vir homself nie. Julle sien, daar's die sterf aan homself. Hy dra meer sy medebroers se bekommernisse en hulle gevare en dat hulle moontlik die geloof kan verloor in sy hart, dat dit 'n tipe van 'n sterwe in hom is en terwyl hy ook dan aan homself sterwe om meer soos Jesus te word. So, daarom sê hy nou. Hy sê, nou praat hy van die fisiese. As ek in Efese op 'n menslike wyse met wilde diere geveg het, watter voordeel was dit vir my as die dode nie opgewek word nie? Laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons. Nou sê hy, moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Hy sê hierdie tipe gesprekke gemaak dat jy daar sonde gaan soek. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Moenie dwaal nie. Nou sê hy, wees nugter op die regte manier en sondig nie, want sommige van julle het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming. Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek en met hoedanige liggaam kom hulle? Dwaase mens, nou julle hier is waar ons moet fokus, dwaase mens, wat jy saai word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En dit is hoekom hy hier gesê het, ek sterf dag vir dag, broeders. Hy's besig om sy hele lewe neer te lê vir die evangelie, vir die werk van God en vir ander mense. Hy sê dwaase mens, wat jy saai word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En wat jy saai nie 'n liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel. Byvoorbeeld van koring of iets anders, maar God gee dit 'n liggaam soos hy gewil het en aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam. Julle hoor gou, hierdie is wonderlik, maar terwyl jy sonde neerlê, dan is dit soos 'n korrel, 'n saadkorrel wat in die grond val en sterwe aan sy vroeëre heerlikheid. Dit wat hy in die verlede was, julle, dit gaan dood. Soos wat saad in die grond val en dan vind 'n bietjie van 'n verrotting om hom plaas en dan vind daar ontkieming plaas en daai plantjie stoot uit en staan letterlik in 'n nuwe lewe op. Daai plantjie hou sommer sy blaartjies so in die lug, asof hy sy hande in die lug hou, soos wat hy opstaan. O julle, en dan gee God dit 'n nuwe liggaam, terwyl ek en jy die dinge van hierdie wêreld neerlê, terwyl ons mense in liefde vergewe en vryspreek, julle, terwyl ons hulle skuld vryspreek, terwyl ons hulle liefhet, terwyl hulle ons haat en ons aan onsself en ons eie eer en ego sterwe aan onsself, julle, en onsself verneder om iemand anders te help sodat hy in die of sy in die heerlikheid van God kan gaan, is daar 'n
tipe van 'n sterwe aan jouself. Maar terwyl jy besig is om aan jouself te sterwe, want dit is 'n geestelike ding wat met jou gebeur, staan daar 'n splinternuwe mens in Jesus Christus binne in jou op, en dan gee God jou 'n liggaam, 'n geestelike liggaam, vol van krag en heerlikheid, soos wat hy dit wil. Ek hoop vandag dat hierdie boodskap jou bemoedig het, en ek hoop vandag dat jy sommer in ywer besef, weet jy wat, ek moet minder word, sodat Jesus Christus meer kan word, en kom ek lê my eie lewe neer, en my eie dinge wat vir my belangrik is, lê ek neer, sodat ander versterk kan word, opgelig kan word, dalk weer nuwe moed en nuwe hoop kan kry. Kom ons bid dit, kom ons maak ons oë toe. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Here, verander my hart, dat ek meer kan word soos wat U is, en dat daai selfsugtige ek, wat my eie belange soek, sal doodgaan, Here. Op na U, Dra my in die liefde, en dra my in buig deur U voor Gees. Dit roep ek, want U is dit hier, bid ek, in Jesus. koning van my hart, Liefde, seëning, van my hart. as jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal, en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien, baie liefde en seëning vir julle. Amen.